Dis 'n baie mooi gesig om te sien. So 'n klomp jong boere wat 'n passie het vir die boerdery. En ek het 'n baie groot passie vir die jong boere. Jong boere, julle moet opstaan. Julle moet oorneem. Dis julle toekoms. Ons is op pad uit. Ons staan voor 'n wêreldorde wat totaal besig is om te verander op alle vlakke. En as ons nou, gewoonlik soek ons mos nou 'n skuldige vir die rede daarvoor, en huidiglik is Donald Trump die ou wat die skuld dra daarvoor. Kom ons vergeet daarvan, want dis 'n orde wat besig is om te verander oor 'n tyd. En ek dink wat hy gedoen het is, hy het net die lont aangesteek. En wat moet ons doen? Wat moet ons doen om binne hierdie chaos wat nou ontstaan het, te oorleef? Ons gaan nêrens kom om iemand die skuld te gee, of om 'n teiken te soek nie. Dit gaan nie werk nie. Ons gaan moet konstruktief, aktief begin herposisioneer. Waar gaan ons heen? Kom ons kom terug na ons eie land toe, in Suid-Afrika. Wat is in Suid-Afrika besig om te gebeur? In 1994 was meeste van julle nog nie gebore nie. Het ons 'n totale politieke verandering gehad, wat die land op 'n ander pad moes gestuur het. In 1994 en net daarvoor het ons verskillende denkskole gehad. En ek gaan meer spesifiek fokus op die landbou. Daar's ouens wat gesê het, ag, dis verby. Hulle gaan in elk geval my grond vat, ek gaan maar my grond verkoop. Daar was 'n ander skool wat gesê het, nee, nou is die geleentheid. Daar's nou grond in die mark, kom ons koop, kom ons bou. Die ouens wat die eerste besluit geneem het, is vandag baie spyt. Die ouens wat die tweede besluit geneem het, het vooruit gegaan en hulle het geboer en hulle het rondom die uitdagings en die onsekerhede wat daar voor hulle gelê het hulle gefloreer. Wat het die afgelope tyd gebeur binne die politiek? Daar desperaatheid begin ontstaan by die regerende party van die tyd. Hulle het begin steun verloor en hulle het onder 50% steun gedaal. Daar's 'n baie belangrike ding wat ons moet in gedagte hou binne die Suid-Afrikaanse konteks. En dit is hoekom ek vandag vir julle wil sê, ons moet nie ons hoop plaas op politici en die politiek nie. Ons kan nie dit doen nie. Want wat huidiglik gebeur, is 'n politieke oorlewing, opportunisme van oorlewing binne die politieke bestel. Wat het met politiek gebeur oor tyd? Politiek het 'n beroep geword. Al dink ons dit gaan oor die land, dit gaan nie oor die land nie. So dit is op die oomblik is dit ons uitdagings. As ons kyk rondom ons, hoe lyk ons paaie, hoe lyk ons infrastruktuur? Dis as gevolg van politieke onstabiliteit en politieke onsekerheid. Wat wil ek vir julle sê? Wat moet ons doen? Wat moet julle jong mense doen wat hier voor my sit? Ons moet beheer vat van ons industrie. Ons moet beheer vat van ons landbousektor. Ons moet opstaan, ons moet gesien word. Nie waar nie, in die openbaar. Nie op sosiale media nie, op die verhoë. Dis waar ons moet wees. Suid-Afrika is 'n land wat 75% verstedelik is. So 75% van ons bevolking bly in die stede. Daai mense moet eet. Daai mense het kos nodig. Ongelukkig, die politici wat opportunisties en ideologies dink, sê vir die mense daar buite, moenie worry oor die boere nie. Ons gaan koop sommer die kos daar by Pick n Pay en by Checkers. En as daar nie is nie, dan voer ons dit in. Met 'n rand van R19.40 wil ek sien wat gaan met ons gebeur. So ons, en dis op julle tafel, ons moet die oë van die publiek
van Suid-Afrika begin oopmaak. Laat hulle sien wie en wat ons is. Vir 31 jaar is die boere van Suid-Afrika die slaansak gemaak van alles wat verkeerd is. As jy die leuen herhaal 'n paar keer, dan word dit die waarheid. En ons moet die leuen gaan omdraai. En hoe gaan ons dit doen? Ons moet vennote gaan soek in hierdie land, buite die politiek. Nie binne die politiek nie. En dit was ons strategie vir 31 jaar. Ons het gedink, ons gaan sit om die tafel met die politici, ons gaan onderhandel, en ons gaan vir ons geleenthede skep. Dit het nie gewerk nie. Wie is ons vennote? Die 95% van die bevolking wat nie deel is van die ryk elite en polities gekonnekteer is nie. Dis ons vennote. Dis die mense wat ons sal moet gaan bereik. Want ek beweeg wyd, 95% plus van hierdie land se bevolking kom goed met mekaar klaar en werk met mekaar saam. So dis nie waar die verdeeldheid lê nie. Die verdeeldheid lê in die politici wat hulle sakke wil vul, wat korrup is, van bo reg deur ons staatsdiens, is daar korrupsie. Dis nie ek wat dit uitgedink het nie. Ons agbare staatspresident en in elke staatsrede wat hy gelewer het, het hy gesê, hulle in die ANC sal moet gaan kyk, hulle sal korrupsie moet gaan uitroei. Wat het hy gesê? Ek erken daar's korrupsie. So ek beskuldig niemand, ek sê niemand sleg nie. Ons as landbousektor, ek verstaan, die helfte van die boere wat voor my sit, is nie 'n ingeskrewe lid by Vrystaat Landbou nie. Ek sê nie julle moet aansluit wat julle moet maak nie. Al wat ek vir julle wil sê is, as jy 'n stem wil wees in die samelewing, moet jy organiseer, groepeer, jy moet jouself finansiëel bemagtig om 'n standpunt te kan inneem. Dis maklik om 'n podcast of 'n ding op die internet te begin en die regte goed te sê. En dis goed so. Maar die krag lê hier. 35,000 kommersiële boere, wit, swart, Portugees, Chinees, maak nie saak nie. Dit is gaan oor die landbouprodusente van die land. Plus minus 2 miljoen kommunale boere. Wat word gereken as 'n kommunale boer? Dis iemand wat tipe maar van 'n bestaансboer wat 10 of 15 of 20 beeste het, maar daai beeste kom in die mark. In getalle is ons min, maar ons krag lê in dit wat ons produseer. En dit wat ons moet begin sê. Ons moet ophou om ekskuus te sê, ons moet ophou om onsself af te rangeer. Nou gaan ek dalk 'n ongewilde ding sê, want die mense word vir my kwaad. Ek het 'n beroep gedoen 15 Desember in 'n oop brief wat ek geskryf het. Toe sê ek al ons rolspelers, kom ons gaan sit om die tafel. Kom ons gaan praat met mekaar. Want wat is besig om te gebeur? Die primêre produsent, die ou wat bid vir reën, dan moet hy 2 maande later bid vir sonskyn om sy oes van die land af te kry. Die ou wat 2,8% tot die bruto binnelandse produk bydra, terwyl die waardeketting 17% bydra. Dis die ou wat daarna moet gekyk word. En almal sal hulle deel moet bydra. Nie net in Suid-Afrika nie. Dis wêreldwyd. Dis 'n wêreldwye tendens wat besig is om die fondament, die hart, die slagaar van die wêreld te misken. Dis waar ons moet gaan opstaan. En dit moet die mense begin sien. Ons het ongelukkig verval in 'n wêreld wat korporatief georiënteerd is. Geen fout. Vrye markstelsel, geen fout.
als reg. Ek gaan julle 'n voorbeeld noem. 3 dae terug wil ek 'n filter koop vir my stroper. Die agent quoteer my R550, dis 'n oliefilter vir 'n Cummins engine. Ek koop hom in Kerkstraat vir R233. Net 'n voorbeeld. Maar ons mag dit nie sê nie, want ons trap op tone. Ek gaan dit sê. Die wêreld sal sy oë moet oopmaak. En wie gaan die wêreld se oë oopmaak? Julle wat hier sit. Ons as primêre boer. Ons sal moet opstaan. Ons sal ons regmatige deel moet gaan verdedig met alles wat ons het. En hoe gaan ons dit doen? Deur op grondvlak in jou eie distrik te organiseer, te mobiliseer, te aktiveer, vergaderings hou, nie om steak te braai en brandewyn te drink nie. Nie om te praat oor paaie en al daai tipe van goed nie. Ons moet oor die regte goed begin praat. Ons moet begin praat oor die voortbestaan van ons as boere. Ons kan nie meer as individue probeer oorleef in hierdie wêreld nie. Ons kan nie meer oorleef deur na sosiale media te luister en opgesweep te word en daai tipe. Ons sal moet aktief begin betrokke raak en ons stem laat hoor. So dis my beroep in hierdie oggend op julle as jong boere, raak deel. Ons as boere, ons as primêre produsente sal moet rugstyf maak. Dis die enigste beroep wat kleinhandel aankoop, groothandel verkoop en die transport weerskante toe betaal. Wat niks verniet kry nie. Vir alles moet hy betaal. Ons kan nie geen prys nêrens deurgee na enige iemand toe nie. Dis die vrye mark. Hulle sê dis die vrye mark. Ons mark is nie so vry as wat ons dink nie. So my beroep is vandag op almal in die landbouwaardeketting. Kom ons luister. Kom ons slaan ag op wat gaan gebeur. Al is ons bydra 2.8%. Ons is die anker van alles